Goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand aan al ons kykers, al ons luisteraars, almal wat in tune vir nog 'n episode van die Verdiep podcast. Ek is pastoor JP saam met my vanoggend. Pastoor Dani Venter. Ons sit op ons lekker mooi stoele. As julle gewonder het hoekom die laaste 2 weke ons nie in ons gewone studio gerekord het nie. Dit is omdat daai Recordio studio, ek voel ek moet dit share, Okay. is vol komberse en vol Bybels wat ons gaan uitgee en uitdeel. Ja, dis nogal cool. Dis alles pastoor Ilse se harde werk. So well done Pastor Ilse. En dis ook haar skuld. Dat as dit nou al ons uitgedeel was die plek leeg. Dit gekoos, is ja. precies. Maar daar's 'n nice trend deesdae. Kyk wat doen 'n stoel. Kyk wat doen 'n Kyk wat doen 'n stoel. Kyk wat doen 'n stoel. 'n Pastoor met 'n swart hemp aan en 'n pastoor is kyk wat doen 'n stoel. Kyk wat doen 'n stoel. Dit is lekker, dit is lekker. Pastor, is lekker om wel hierso saam met jou te kuier. Yes. Hierso op ons nuwe stoele, gemaklike stoele. Pastor, die Here is vir ons goed. Hy's vir ons goed. Die stoele is verseker 'n aanwinst wat hierdie jaar gebeur het en die ander stoele is op pad. Die Here is vir ons regtig baie goed. Wat vir my exciting is van die stoele is die feit dat ons kan uitbrei en uitskuif en ander gemeentes dan weer bless met ons ou stoele. Ja, verseker, né? En daai praat van groei, 'n nuwe seisoen, things are happening en ou kan dit sien. Jy weet ons is nou 'n paar weke besig met die Heilige Gees, Pinkster gedagte en ek kan nie help om net te bly beklemtoon dat ek ek kan die herlewing sien wat besig is om plaas te vind. Ja, verseker. En as ons praat van groei, dan is dit nie 'n oorloop van mense van 'n ander gemeentes af nie, maar dis mense wat jare laas in 'n kerk was, mense wat erken dat hulle nog nooit in hulle lewe in 'n kerk was nie, mense wat seer gekry het jare terug en nou in 'n gemeente is waar die Here hulle plaas en hulle beleef sy liefde, hulle voel hulle behoort en hulle raak betrokke en daai is besig om soveel groei te veroorsaak dat ons moet uitbrei. En dan dit is deel daarvan hoekom ons dan hierso sit vanoggend. Ons praat oor die Heilige Gees. Dit is lekker en soos jy dit noem, dit is deel van Pinkster. Jy weet, deel van die Pinkster idee is wat het hulle gedoen na die uitstorting van die Heilige Gees? Yep. Die woord sê vir ons in Handelinge 2, hulle het constantly hulle bymekaar gekom, hulle het brood gebreek. They were faithful in the teaching of the apostles, in prayer, in the breaking of bread. En dan daarna dan sê hy, en Jesus het elke dag by die gemeente bygevoeg. Bly byvoeg, En dit is wat continuously gebeur. Yes. Dis wat continuously Amen. gebeur. Amen. En dit gebeur net omdat dit die Heilige Gees is. Pinkster. Ja, Dis Pinkster. Dit is beautiful dat jy teruggaan soontoe want ons is op die Pinkster gedagte en ons bly daar. Want soveel keer het ons hierdie Pinkster gedagte van net die krag. Jy het dit Sondag gesê, dis nou die krag en die werk en die wonderwerke en die spreek in tale en nou raak die spreek in tale 'n issue, moet jy, kan jy, het jy, is jy en ons vergeet dat een van die grootste dinge met Pinkster is die inwoning. En die inwoning gebeur en die Heilige Gees is hier by ons en dis 'n persoon. Ja. Jy het Sondag so mooi klem op dit gelê, dat dis 'n persoon. En omdat dit 'n persoon is, moet ons 'n persoonlike verhouding met hom hê. Ons mindset rondom Pinkster, maar ons mindset rondom ons verhouding met God moet so 'n bietjie 'n shift aangaan, veral as God net iets is 'n krag is, jy weet wat buite ons sfeer operate en dit 'n krag is wat jy nodig het wanneer jy nou moet deurbraak hê en dit is al daai goed ook, maar dis ook 'n persoon. Ja, en die verskil is, as dit net 'n krag was, dan was daar niemand gewees waarna toe ek kan gaan, of waar ek kon stil bly en waar ek kan sit. Die probleem is as jy dink dis net 'n krag. Jy weet, ons praat van die Heilige Gees en die inwoning van die Heilige Gees. As jy dink dis net 'n krag, dan doen jy dit alleen, maar hierdie krag, maar jy's alleen in terme van daar's niemand by jou wat jou kan support nie. En ek wou daai gedagte 'n bietjie challenge. Jy weet, om te sê maar die Heilige Gees is saam met jou en wanneer ek sê die Heilige Gees is saam met jou, dan praat ek van 'n persoon. Ek praat van 'n persoon met 'n wil wat jou lei, wat met jou praat, wat jou raad kan gee en dit is wat Pinkster is en omdat hy 'n persoon is natuurlik dan die Pas 'n paar persoonlike goed wat belangrik is om net by stil te staan. Wanneer ons sê dis 'n persoon, dan sê ons nie dis 'n mens nie. Nee. En ons maak dit nie ons in geen sin probeer ons die heiligheid van God en die grootheid van God en die almag van God enigsins
klein maak of wegvat daarvan nie. Inteendeel probeer ons beklemtoon hoe mind-blowing. Ek sê die laaste by dat sit hierdie hele ding van Ja. as jy daarby stil staan om te dink dat die woord sê in Romeine dieselfde Gees, dieselfde Heilige Gees wat in Jesus was, wat hom uit die dood uit opgewek het, leef nou in my en jou. Ja. Ek love it. Ek het lank 'n probleem gehad met die woord persoon. Ja. Omdat 'n mens you equivocate dit om te dink dat 'n persoon is 'n mens. Ja. Maar dis nie die geval nie. Jesus het mens geword. Ja. En as jy dink aan die drie eenheid van God, die drie eenheid word gedefinieer as God, een wese wat ewig bestaan as drie onderskeidbare persone. Ja. So die persoonlike element, die ding wat ons 'n persoon maak, nie wat ons mens maak, wat ons 'n persoon Daai is maak, powerful. kom uit God uit. Kom uit God uit. So dat die origin van person en personality kom van hom af. En so om te sê die Heilige Gees is 'n mens, miskien moet ons dit clarify. Ons sê nie dat hy 'n mens is nie. Nee. Ons sê dat hy 'n persoon is. Ja. Die Heilige Gees is 'n persoon wat bedoel hy is persoonlik. Eienskappe. Hy's nie Dis nie 'n krag nie. Hy's nie 'n krag of 'n invloed of 'n impersoonlike ding wat net daar is nie. Dis 'n persoon met gedagtes, met 'n wil, Gevoelens. met gevoelens wat jou wil help, wat jou wil lei. Kom ons vat dit net bietjie woord toe en ons is soos sonder om nou spesifiek te sê waar dit staan, maar ek meen die skrif leer ons en jy het dit aangehaal Sondag dat die Heilige Gees was so teenwoordig in die handelinge, beweging van die kerk en oral, maar daar sien jy sy persoonlikheid. Want Handelinge 1 vers 8 tot ons soveel oor praat, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees, die persoon Heilige Gees in julle kom, oor julle kom, dan sal julle die krag ontvang en dan gaan iets gebeur. Ja, julle gaan my getuies wees. Julle gaan my getuies wees. Van wat? Van my binne in julle. Ja. Van my, van die evangelie van die koninkryk van God. Julle gaan my getuies. There's going to be a boldness. There's going to en daai is die eerste teken van die inwoning van die Heilige Gees. Daai is die eerste teken dat jy die Heilige Gees ontvang het, is daai skielike boldness wat jy ontvang om te begin praat oor God se werke. En jy kan net praat oor sy werke wanneer jy sy stem hoor. Ja. Jy kan nie uit jouself uit getuig nie. Dit is. So jy het sy guidance as persoon nodig op hierdie journey. Ja, verseker. Ek dink aan een van die eerste kere wat Jesus vir die disippels die Heilige Gees beloof het. In die boek van Johannes 14, waar hy spesifiek sê, maar die Heilige Gees, die Gees van waarheid, gaan saam met julle wees en gaan in julle wees en gaan by julle wees. Ja. En dan maak hy 'n onderskeid tussen die kenners van die Heilige Gees en die wêreld wat nie die Heilige Gees ken nie. Ja. Dit imply persoonlikheid. It implies personhood. Jy weet dat hy 'n persoon is, iemand is wat ek kan leer ken. Ja. En jy kan net iemand leer ken deur verhouding. Ken en herken. Daai twee woorde is my so mooi saam en die Heilige Gees bly my die hele tyd terugvat na daar waar Jesus, daai skrif waar Jesus sê, nou gaan 'n dag kom en hulle gaan voor hom staan en dan gaan hulle sê, Here, Here, en hy gaan sê, gaan van my af weg, want ek ken jou nie. Maar die woord daar is dieselfde konteks van herken jou nie. Ek sien nie myself in jou nie. En hoe meer ons tyd spandeer oor die inwoning van die Heilige Gees, hoe meer breek hierdie ding net vir my oop is. Wat Jesus eintlik sê is, nog nooit kyk hy na ons nie, want ons is sondaars. We have sinned and fell short of the glory of God. Maar die enigste ding wat in daai oomblik jou red, is die pand van die Heilige Gees. Is juis hierdie belofte, dat wanneer Christus na jou kyk, of die Vader na jou kyk, dan herken hy die Gees, die pand binne in jou, herken die volheid van hom wat in jou woon, sien hy raak. So dit maak totaal en al sin, dat in daai oomblik gaan Jesus na ons kyk en sê, wow, maar ek sien nie, ek ken nie, ek herken nie my Gees binne in jou nie. Nou ek weet nie of jy dit al opgelet het nie, maar as 'n man en vrou jare getroud is, dan begin hulle soos mekaar lyk. Hulle begin soos mekaar praat. Jy weet, ek en my vrou is nou 30 jaar saam, ons nou eendag vlieg ons en ons staan en die dame by die lughawe check ons in en sy sê soos, hello brother and sister, en hy soos, what do you mean brother and sister? Say, no, I see you've got the same surname and I can see you are brother and sister. I'm like,
Wait a moment, hoe kom jy daarby uit? Ek meen, ons is man en vrou. Sy sê, oh, sorry, ek vra om verskoning, ek dog julle is boetie en sussie, ek soos, hier staan meneer en mevrou Venter, en hoe kom jy tot die konklusie dat hierdie, en sy sê, no, the way you speak, and you sound the same, you look the same, you look like brother and sister, ek like, wow, en ek het nooit gedink het gaan met my gebeur nie, ek het al ander mense gesien, maar is dit nie dalk wat veronderstel is om te gebeur nie? Hoe meer tyd ons in die teenwoordigheid van die Heilige Gees spandeer, hoe meer gaan ons soos Christus begin lyk. Dit is, dis die, Pastor Morney het nou die aand bedien, een van sy punte was, die einddoel is Jesus. Ja. Die einddoel is om soos Jesus te lyk, en die manier hoe ons dit doen is presies dit, is die verhouding wat ons met hom het. Hoe meer tyd ons saam met hom spandeer, hoe meer kry ons sy hart, hoe meer ons sy hart kry, hoe meer leer ons sy stem, ons erken sy stem, we get to know him, we get to know his voice, hoe makliker raak het om hom te volg, en hoe makliker raak het om gehoorsaam te wees. Jy weet, want nou ewe skielik, die skrif sê, ek het die skrif in Romeine 8 aangehaal, wat sê, die kinders van God word gelei deur die Heilige Gees. En vir baie mense kan dit dalk klink soos, maar jy sien, dit is 'n religion. Dis 'n religious ding, want jy moet nou, jy weet, die Heilige Gees moet jy nou lei, maar hy dwing jou om goed te doen wat jy nie wil doen nie. En dis nie hoe hy ons lei nie. Hy lei ons deur die verhouding. Jy weet, om te sê, maar jy ken my hart. Jy ken my hart. So weet wat, wanneer ek vir jou sê, hierdie pad, hierdie rigting, dan is dit nie om snaaks te, jy ken my. Jy hoor wat ek sê. So dis hoe hy ons lei. Hy lei ons in die verhouding, en dan is in daai leiding wat die krag dan nou deurkom. As jy daaraan dink, jy het twee maniere om iemand te lei. Either jy lei hulle deur hulle te force, jy weet, met 'n band om die nek en jy lei hulle, jy loop voor, of jy lei hulle deur vertroue. Dink aan, en dis hoekom die woord so dikwels vir ons vra, glo my, vertrou my. Jy glo my, vertrou my, en ek dink aan Dawid wat skryf, Psalm 23, die Here lei my, deur 'n dal van doodskadu, en hy weet, aan die ander kant van hierdie dal van doodskadu, is daar 'n tafel gedek in die teenwoordigheid van sy vyande, so die dal van doodskadu, die huidige omstandighede, die toekoms van vyande, niks van daai goed maak hom bang nie, want hy vertrou dat God 'n goeie herder is, hy vertrou die herder, en dis daai ding, jy gaan nie, my opinie is, en wat my belewenis is, jy gaan altyd hierdie wettiese ding raak lees in die skrif, jy gaan altyd dit sien soos, ek moet dit doen om die Here te please, ek moet luister, ek moet, en jy maak dit die hele tyd hierdie wet, hierdie ding om jou nek wat jou probeer lei, as jy nie snap, het gaan oor 'n verhouding nie, en as jy net eers in verhouding, as jy net eers die goedheid van God kon smaak, dan is dit soos iemand, wat sy vertroue op daai persoon sit, en sê, hey nee, asseblief lei my, asseblief lei my, asseblief loop voor, asseblief, ek onthou ons was, ek dink in die Kongo grotte, of een of ander grotte, en binne in die grotte, toe gaan die krag af, en die ligte is af, en dit is pik donker, en net die wag het 'n emergency light, wat hy aansit. Niemand het nodig gehad om my te dwing om hy te volg nie. Ek kan nou vir jou, is niemand. Ek inteendeel is soos, wow, waar is my vrou hier by my, ons volg daai ou. Nee, ons gaan niemand anders volg nie. Jy hoor stemme oor ons, we're not gonna follow them. Why? Because we trust this guy. Hy het dit gedoen. En dis 'n change of mind, dis 'n change wat gebeur wanneer jy verhouding het. En die Heilige Gees genoeg ken om te weet, hy die lig. Hy die lig, en nou vertrou ek hom. It's a personal thing that happens. Ek is seker in daai grotte, as hy 'n draai gevat het jy nie vir hom gesê, hoorie, dude, maar hierdie draai lyk beter. Verseker, ek het my mond gehou. Jy gaan, want jy weet, hierdie ou weet van beter, en dit is wat dit is, dit is presies wat dit is, en wanneer ek kyk na die krag, want ultimately kom dit uit op okay, maar hoe werk hierdie storie van, ons praat van die gawes van die Gees, jy weet, ons praat van wonderwerke, ons praat van genees, die krag wat ons gaan ontvang. Dit is deur daai verhouding. En wanneer ek sê dit is deur daai verhouding en is deur daai vertroue, dan bedoel ek, as ons as 'n liggaam saamkom, want ons moet onthou, die gawes van die Gees word gegee vir die opbouing van die kerk. Vir die liggaam. En jy weet, en wanneer jy hulle bymekaar kom, dit is hoe dit moet lyk. En so wanneer ons by mekaar kom, obviously is daar verskillende mense met verskillende
situasies met verskillende kontekste wat verskillende behoeftes het. Yes. En die een wat hulle hart die beste ken is die Heilige Gees. That's it. Nou wanneer ek die hart van die Heilige Gees optel deur daai verhouding en hy praat met my oor Pietie wat daarso sit en hy sê vir my oor die Pietie gaan deur 'n moeilike tyd. Ek wil hê jy moet hierdie woord vir hom gaan. Ek het 'n woord vir hom en ek wil hê jy moet dit vir hom gaan deel. Jy weet, ewe skielik lyk profesie en genesings en wonderwerke anderste as hierdie ding van not personal. Ja, dis exactly. Dis exactly ons because there's a relationship with him and there's a relationship with one another. En ek het dit Sondag ook genoem. Daar's 'n rede hoekom Paulus hier waar hy praat van die gawes van die Gees en die krag en die wonderwerke en goed in die middel van dit tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 stop hy en hy sê wow, maar onthou nou, jy kan al hierdie goed hê sonder liefde beteken dit niks. En liefde imply daai verhouding. It implies that relationship that you have. Pastor, ek is oortuig, dat wanneer die kerk dit misvat, want ek dink baie keer doen die kerk. Ons veral as dit kom by die gawes, Pinkster en dan vat ons mis en ons raak so behep met die krag en die gawes en dit wat moet gebeur en dit raak terwyl jy praat, raak onpersoonlik. En wat my sin klaar maak is ek is oortuig wanneer ons misvat is wanneer dit onpersoonlik word. Dis wanneer dit vir ons begin gaan oor hierdie werke en hierdie kragte en goed en nou moet ons die Heilige Gees wat ons nie ken nie. Moet ons vra, hy moet nou hierdie kragte gee wat ons sê ons ken hom, want ons ken hom, maar ken jy sy hart? Is jy naby genoeg aan hom in daai oomblik? Ek het iemand gehad wat ek gementor het en die persoon het op 'n stadium vir my gesê, maar hoe kry ek die Heilige Gees om ook met my te praat oor mense waarvoor ek kan bid terwyl ons worship? Ek sê, hou op, fokus op die mense en fokus op die Here. Want as jy so fokus op dit wat jy moet ontvang, dan voel jy nie sy hart nie. Jy kom nie naby genoeg aan hom nie. Focus on relationship first en maak seker jy worship, maak seker jy tap in, maak seker jy kom by hom. En in daai oomblik gaan jy sy sadness ervaar, jy gaan sy seer ervaar, jy gaan sy pyn, jy gaan sy teleurstelling, jy gaan sy excitement ervaar en dan vra jy hom, Here, gee dan vir my. As dit is hoe jy voel oor Pastor JP, gee dan vir my. Dit desire the gifts. Kom, because I can feel your heart. Use me then. Gee dit dan vir my vir hom, vir opbouing. En gee my deurbraak. Jy praat so oor liefde dan bly jy woord opkom wat sê ons het 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing ontvang. En daai is beautiful as jy aan dink. Want totdat ons nie besef dat hierdie is 'n dis 'n persoonlike gedeelte van God waarmee ons te doen het in person, dan verstaan ons nie daai liefde konteks daar nie. Die Heilige Gees is 'n gees van liefde, wat beteken daai liefde wat jy ontvang deur die inwoning connect jou met God op 'n meer dieper liefdevolle manier as wat jy ooit voorheen kon. En ook met die mens. Die Vader en die mens. En as jy daai ding begin beleef, dan vloei die krag. Dit is En die selfbeheersing. En die selfbeheersing. Dit is dan wanneer dit nie meer oor my gaan nie. That's it. En ek dink partykeer, jy weet, as ek kyk na wat die teoloog sê oor die kerk van Korinte, jy weet, dit is nou die kerk waaraan Paulus hierdie briewe geskryf het, waar hy die gawes van die Gees so in diepte gegaan het. Nêrens anders in die skrif praat hy oor die gawes in so diepte nie. Maar met hulle praat hulle want hulle het dit verkeerd gekry. Jy weet, hulle het die gawes gehad, maar hulle het dit verkeerd gekry. Dit het oor hulle self gegaan. Dit het gegaan oor self-glorifying. Ek is die geneesheer hierso. Ek is die een wat profesie bring. Ek is die een wat in tale praat. Ek praat harder as jy in tale. Jy weet, dis 'n kompetisie wat gebeur het. En wanneer daar 'n verhouding, 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees is, dan sny dit daai goed uit. Because then you understand, okay, maar wow, dit gaan nie eers oor, en ek sê dit baie versigtig, maar ek sal myself verduidelik. Dit gaan nie eers oor die getuienis soveel soos wat dit oor die mens gaan. Jy weet, want partykeer doen ons dit want ons soek 'n getuienis. Ek bid vir genesing, want ek wil op Sondag kan hierso staan en sê, hey, ek het vir so en so gebid en so. Ons wil die kerk wees wat die rolstoele teen die mure het en mense moet praat van die wonderwerke wat hier plaasvind. Exactly. En that's not what it's about. Dis great en ons moet getuig daarvan. Maar dit gaan eerstens oor
die mens, die verhouding wat die mens het met die Heilige Gees. Ja. En ek het dit Sondag gesê, as ons dit reg kry, dan glo ek, ons gaan die krag van die gawes sien, ons gaan die krag van die Gees sien. It happens. Ja, en die vraag, is dit regtig so maklik? Pastor, ek Okay, so daar iewerste in ons gesprek, jy die mic besluit, hy gaan sommer net heeltemal nie meer werk nie. Nee, die waarheid is, ons het al die woorde wat jy gesê het begin mute. Dit is soos toet, 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 toet. Is dit wat gebeur? Dit is ons moet liewer kat. Ons kan nie export dit. Ja, ons is terug. Ons is terug. Obviously gaan ons nie al die stil tye waar die mic weggeraak het post nie. So ons het hom gesny en hier gaan ons weer. Hier gaan ons weer. So ek dink om aan te gaan met die core idee. Ons het 'n bietjie gepraat oor jy tel die hart van die Heilige Gees op vir die mens met wie jy gesels en vir die mens met wie jy bedien. En ultimately, dit is waaroor die gawes gaan. Die gawes gaan oor die bediening van die kerk, van die gemeente. Maar dit kom dan natuurlik, soos wat ons nou genoem het, uit daai persoonlike verhouding. Pastor, dit is hoekom as jy Korinte gaan lees en jy lees Romeine, dit is sommer 'n klomp skrifgedeeltes wat by my opkom, dan vind jy, maar dis hoekom die verhouding primêr is. Dis hoekom Paulus met Korinte moet praat, en soos julle mis dit, julle maak dit iets meer as die verhouding. Dis wat julle doen, julle prioritiseer hierdie werke en nie die verhouding nie. En as julle die verhouding sou prioritiseer, dan sou jy Romeine 8, dan sou julle gelei word deur die Heilige Gees. En dan gaan die Heilige Gees orde bring, en dan gaan die Heilige Gees beheer neem, en dan gaan die Heilige Gees julle help, en ons fokus so op al die ander goed, en eksterne goed, en dan weer terug na die skrif waar Jesus sê, gaan vir my weg, en hulle soos, maar ons het kerk toe gegaan, ons het in U naam hierdie goed gedoen, ons het in U naam duiwels uitgedryf, ons het in U naam, en vir geensins is daai skrif daar om vir ons te sê, wow, julle moenie in die werke opruit nie, daai skrif is juist daar om te sê, wow, maar julle het nie 'n verhouding met my gehad nie. Exactly. And you can so easily lose focus en besef dat, of dink dat dit gaan oor iets anders te primêr, meer as die verhouding. En die oomblik wanneer jy daai paar goed wat ons vanoggend oor praat, die persoonlike verhouding, die inwoning met die Heilige Gees, as jy begin besef, maar wow, nou kan ek kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Ek kan met die Heilige Gees gaan praat. Ek kan 'n verhouding met hom aanknoop en ek dink ek weet nou nie of dit afgesny is of nie, maar wat vir my uitgestaan het is hou die verhouding op 'n goeie plek. Sodat jy nie in die oomblik omkant gevang word en is soos, wat is die resep? Wat is die resep om die krag nou weer gewerk te kry? Wat moet ek doen? As jy die verhouding op 'n mooi plek hou, elke dag met die Here praat, elke dag jou woord lees, elke dag tyd by hom spandeer, elke dag, maar nie heeldag, nie eers elke dag nie, die heeldag, nie as 'n resep nie, maar omdat jy hom liefhet, omdat dit die beste ding van jou dag is, wat ek nie kan dink hoe mense daarsonder kan regkom nie, Pastor, ek kan nie dink hoe my dag moet wees as ek nie die Heilige Gees die heeldag nie deel het van dit nie. Doen dit net, soek allereers die koninkryk van God en geregtigheid, maak alles, maak jou lewe, maak jou werk, jou vriendegroep, jou familie, maak alles oor Jesus, maak hom deel van elke ding van jou lewe, dan sal jy in die oomblikke wat jy die gawes nodig het, nie nodig het om te wonder wat die resep is. Wat moet ek nou doen? Because it will be fine. Dit kom natuurlik. Dit kom natuurlik. Doen jy dit met jou vrou? Dit sou my vraag wees vir iemand. Dink, imagine jy moes jou vrou hanteer soos ons die Heilige Gees hanteer. Imagine, soos een keer 'n dag, quick afhandel checklist, net vinnig. Ja. Moet eers gou al die chores in die huis doen en dan en dis nie hoe dit werk nie. En ek dink partykeer, jy weet, ons kyk na hierdie ding en die menslike perception van wat die gawes is en hoe dit moet werk, kom partykeer uit hulle ervaring uit. Jy weet, en dan wat ons doen is ons bou ons teologie op my ervaring. Jy weet, en ek sê, okay, maar ek het hierdie groot teoloog gehoor praat en hy het gesê, hy het
vir 3 ure lank in die tyd van die Here spandeer op 'n koue wintersoggend en so dis wat ek moet doen. As ek die Heilige Gees wil beleef, is dit wat ek moet doen. En dan doen ons dit en dan is die Heilige Gees soos, en met alle respek, soos, maar dis hoe ek met hom praat. Ja. Jy weet, want dit is wie hy is. Ja. Maar jy's nie hy nie. Yep. Ek dink ons overcomplicate hierdie idee van verhouding so baie, nee. Die eenvoudige ding, ek het dit genoem in my preek, maar die eenvoudige ding soos word bewus van sy teenwoordigheid. Ja. Dan is mense soos, okay, hoe doen ek dit? Dis nie iets wat jy doen nie. Weet dit. Jy weet dit. Dis soos as my vrou in die vertrek instap, ek doen niks om bewus te word van haar teenwoordigheid nie. Dit is die verhouding wat ek het met haar. Ja. Wat my bewus maak. Ja. Pastor, maar ons moet tog vir die luisteraar iets kan sê. Die luisteraar wat sê, hey, ek is 'n kind van die Here, ek is wedergebore, ek's gered. Ek glo die Heilige Gees leef binne my, maar hoe beleef ek dit dan meer? Hoe raak ek meer bewus? Ons moet tog 'n tipe guidance kan gee en sê, okay, maar okay, hier's die ding, gaan uit en doen die. Ja. En wat sou dit wees? Wat sou jou 1 of 2 punte wees wat jy sou sê, okay, great, ek hoor jou, jy wil dit graag beleef, jy wil graag hierdie verhouding met die Heilige Gees. Doen hierdie, as jy iets wil doen. Ja, ek dink die eenvoudige eerste stap is praat met hom. Ja, praat met hom, nie van hom nie. Ja. Ons het die geneigtheid om van hom te praat asof hy nie hier is nie. Ja. Jy weet, en ons praat met hom asof hy nie hier is nie. Ons praat met hom, ja. Soos Here God wat ver is en wat ons nie sien nie en nie van weet nie en hy's hier. Hy's hier so. Ja. Ek dink is stap nommer 1, praat met hom. Ja. En dis nie hierdie mystiek foreign konsep vir ons nie. Jy weet, verhouding, almal, we are relational beings. Ons is wesens wat hou van verhouding. We crave relationship. En ons almal weet hoe om verhouding te doen. Begin by kommunikasie. Jy weet, as ek in my verhouding met my vrou, dit gaan weird wees as ons nooit praat nie. Sal nie werk nie. As jy kind van die Here is met die Heilige Gees binne in jou, dit is weird as jy nie met hom praat nie. En dan die tweede stap is, laat hy met jou praat. Hoor wat het hy met jou te sê. Nommer 1 deur sy woord, die woord is geïnspireer deur die Heilige Gees. Nommer 2, wanneer jy meer en meer tyd saam met hom spandeer, gaan jy sy stem leer ken. Soos die mense in Handelinge, ek het die voorbeeld gebruik van Filippus, wat hy moes gegaan het na die Ethiopiër toe. Jy weet, dit begin met 'n engel van die Here wat na hom toe kom, wat hom stuur, en dan later dan sê hy, en die Gees van God het vir hom dit en dit gesê. En waar hy onderskeid kan tref tussen die stem van 'n engel en die stem van die Heilige Gees. En te sê, okay, nou is dit die Heilige Gees wat met my praat. Hoekom? Want ek ken hom. En dit is regtig my top 2 dinge. Daar's nog goed wat ek kan sê. Maak tyd vir hom. Ja, maar ek dink daai 2, om net vinnig by 2 stil te staan, pastor, en ek het die vraag Sondag gehad is, okay, maar moet ons dan nou, as ons sê, praat met die Heilige Gees, moet ons dan nou met die Heilige Gees bid, of moet ons vir Jesus bid, of moet ons, en toe ek het hoor, toe sê ek soos, kom 5 foundations toe. Want dit is een van die goed wat ons aangespreek het, die Trinity, die Godheid, die person of God, ons het oor hierdie goed gesels, en is eintlik so eenvoudig, weer eens, en ons complicate dit, so wanneer ons dan nou sê, maar praat met die Heilige Gees, pastor, watter Hebreëse naam moet ons gebruik, watter... wat is die Grieks, Parakletos. Ja, sê dit weer en stadig, laat mense dit reg kan uitspreek, as hulle nie. Nee, ons lag daaroor, want dit is vir ons, ek lag daaroor, want dit is vir my snaaks, om te sien, hoe iemand, die konteks daarvan, hoor, en dan voel my, nou het ek hierdie ingewikkelde teorie nodig om by Godheid te kom, terwyl die Here jou nooi, en eintlik so uitdruklik in die woord sê, hoe ons met hom kan praat, en hoe ons hom kan nader. So wat is die antwoord? Hoe nader ons, en hoe praat ons dan met die Heilige Gees? My antwoord op daai vraag sal wees, ek kan in 'n
diep teologiese gesprek met 'n mens gaan en sê, okay, as ons kyk na die drie eenheid, soos wat ons by Faith Foundations dit gehanteer het, die definisie van die doctrine of the Trinity is, God is een, That's it. in sy wese, Ja. wat ewig bestaan as drie persone. Ja. Nou, al drie persone is volledig God. Ja. So jy kan Ja. met al drie persone Ja. kommunikeer. Ja. En besef dat wanneer jy met die Vader kommunikeer, dis nie asof die Seun nie weet wat jy sê, Jy gaan nie of van die Heilige Jesus Gees, kinder by die Vader nie. hulle is een. Hulle is een. They are in the perfect relationship, Ja. as die drie persone in die een wese. Ja. En weer eens, we overcomplicate things. Ja. 'n verhouding met Jesus is 'n verhouding met die Heilige Gees. Ja. Die verskil is net, jy moet bewus wees daarvan. Jy bewus wees. Jy moet bewus wees daarvan, sodat jy kan weet, okay, die Heilige Gees is in my. Al Ja. bid ek en ek praat met die Vader, weet ek dat die Heilige Gees is deel van daai gebed. Hy's deel van daai verhouding. Hoe dit werk is, don't worry about that. Ja. Dis nie nou belangrik nie. Wat belangrik is, hulle is een. Hulle is een wese. Ja. En jy het 'n verhouding met die een wese. Pastor, so ons kon net sowel die laaste 2 maande tyd spandeer het en gesê het, praat met God. Ja. Hê 'n verhouding met God. Ja. Ons kon gesê het, okay, maar hê 'n verhouding met Jesus. Jy moet 'n verhouding hê met 'n persoonlike verhouding met nie. Ons kon dieselfde gesê het van die Vader. En dit sou nie 'n verskil gemaak het in die doktrine of die teologie. Dit wat ons gebring het, dit sou dieselfde ding gewees het, want dis nog steeds 'n persoon. Maar die klem wat ons probeer lê is juis op Pinkster. Ja. En dis hoekom ons soos die klem lê op Heilige Gees, want Pinkster, die gedagte van Pinkster is 'n nuwe dispensasie. Iets het verander in die manier hoe ons God ervaar, beleef, sien, hoor, wat nog nooit so was voorheen nie, en wat het verander? Die Heilige Gees is nou inwonend. En deur hom kan ons nou met die Vader praat, kan ons nou met die Seun praat, en met die Heilige Gees praat. Deur hom kan ons nou die Vader hoor, die Seun hoor, en die Heilige Gees. Deur die inwoning van die Heilige Gees het ons nou verhouding met God. Ja. En dit Ja. maak nie regtig saak of ons dan nou 'n verskillende persoon in die Trinity aanspreek. Ons praat met al drie op Ja. dieselfde tyd. Ons stretch net die gedagte dat jy moet bewus wees dat die Heilige Gees leef nou. Jesus het die belofte gemaak van die Heilige Gees. Die Ou Testament profete het die belofte gemaak van die Heilige Gees. Dawid het so geheilig gesmag. Ek dink is Jude, maar waar staan dit wat sê die profete van ouds het so uitgesien na dit wat ons nou het. Nou het ons dit. En dis hoekom ons sê Heilige Gees. Dis hoekom ons sê die Heilige Gees woon in jou en praat oor 'n verhouding met die Heilige Gees. Nie dat ons enige een van die drie enige God exclude. Nee, ons kan nie. Ons kan nie, jy kan nie, it's one being. Dit is in daai belofte wat Jesus maak oor die Heilige Gees, beantwoord hy al vir die vraag, want hy sê vir die disippels, maar julle ken hom. Ja. Julle ken hom Ja, reeds, it's beautiful. want julle ken my. Ja. En vir my is dit Alles, hy sê, so ek gaan na die Vader en julle gaan ook na die Vader kom en sê hulle, maar hoe weet ons hoe om na die Vader toe te gaan? Dan sê hy presies, dan sê hy presies dieselfde, want julle ken my. julle ken my. So julle ken die Vader, want julle ken my. Hoekom? Because we're one in being. That's it. Julle ken die Heilige Gees, want julle ken my. Hoekom? Want die Heilige Gees was saam met Jesus. Ja. It's one. They are not, wat is die regte? They're not separable. Nee, Jy kan hulle nie separate van mekaar Hulle het nie asof different gevoelens en different opinies oor situasies en different planne en dit is the same one. That's exactly. Okay, so ons moet, en jy het twee goed wat jy genoem het, as jy dis eenvoudig, begin bid, begin praat met God, Ja, as jy asof nie, begin praat met God want hy is hier, want hy is hier. As jy nie van die woord bid hou nie, praat net met hom. praat met hom. That's it. Dis dit. Dis bid. Met baie mense wie sê ek weet nie hoe om te bid nie. Okay, is Ek fyn. kan nie lank bid nie, dan sê ek soos Ek het al gehoor hoe praat jy. ja, ek meen jy hou nooit op met praat nie. Begin net met die Heilige Gees praat en jy kan net chat met hom, gesels met hom. Dis wat bid is op 'n Ja. van die dag, is ons En kommunikasie. As ons dan na die tweede gedeelte gesê lees die woord. Lees die woord. En ek kan net nie genoeg beklemtoon nie, pastor. Ek sien in my daaglikse afsprake met mense hoe ons as kinders van God die gedagte het dat ons kan sy kind wees, 'n
gesonde verhouding hê met hom en nie die woord lees nie. En dit is vir my so hartseer, want ek is oortuig, dis hoekom baie mense hom nie ken nie. Ja. Want bid en praat is met hom van jou af. Het is fyn om die hele tyd vir die Here te sê wat jou behoefte en hoe graag en hoe lief jy hom het en alles, maar iewers moet jy hom ook kans gee om te praat. Verseker. Iewers moet hy in hierdie gesprek inkom, en as jy nie jou Bybel lees nie, as jy nie jou woord bestudeer nie, as jy nie tyd in die woord van God spandeer nie, dan bevraagteken ek die gesondheid van jou verhouding. Ja. Ja, ek dink nie dit is onredelik nie. Ek dink een van die dinge wat ons ook al baie oor gepraat het, is die manier hoe die Heilige Gees met ons praat. Ja. Hy kan op verskillende maniere, maar primêr Ja. en die manier wat alles grond is deur sy woord. Is deur sy woord. Hy sal nie ietsie sê wat teenstrydig is met sy woord nie. Hy sal nie met jou praat op 'n manier wat teenstrydig is met sy woord nie. En so as ons die woord ken, dan ken ons sy stem. En as ons teruggaan na die woord toe, dan haal ons ook al hierdie vrese vir die krag van die Heilige Gees uit die pad. Ken die woord, dan sal jy kan discern of dit van die Here is of nie. En selfs by jouself discern, is dit van die Here af of nie. Vat die woord, maak die woord jou basis, maak die woord daai wegspringplek, maak die woord die middelpunt en maak die woord die einde van jou verhouding met God. En hoe meer tyd jy spandeer, hoe meer gemaklik gaan jy wees in sy teenwoordigheid. Hoe meer gaan jy weet wat hy van hou, wat hy nie van hou nie, wat sy plan is, wat nie sy plan nie, wat sy hart, wat nie sy hart nie. En dan raak hierdie verhouding so eenvoudig en so natuurlik. En dan raak die proses net soveel makliker. Pastor, as ek een ding kan add tot die twee goed wat jy sê wat eenvoudig is, sou jy dit wou beleef. Sou ek 'n derde ding add, en ek sou sê, erken hom in die verhouding. Erken hom net. Erken dat hy hier is. Erken dat hy was. Erken dat dit sy guns was en sy goedheid was. Erken dat dit nie uit jouself uitkom wanneer iets brilliant happens nie. Erken dat dit uit hom uit was binne in leef. Erken dat dit wat jy nou net gehoor het, hy is wat dit vir jou sê wanneer dit goed en mooi en opbouend is. Erken dat dit hy is wat jy ervaar en iemand anderste. Erken net vir 'n oomblik dat die Gees van God ons nie in 'n boksie kan plaas nie. Ons kan hom nie toemaak en hom wegsit nie. Hy is nie op 'n troon ver van hier af nie. Erken hom in die verhouding en jy gaan hom al hoe meer en meer raak sien. En jy gaan besef soos dit was die Heilige Gees. My vrou, daai mooi ding wat jy nou net gesê het wat my laat beter voel het, kom nie uit jouself uit nie. Dit was die Heilige Gees. My kind, dit wat jy nou gedoen het, wat my so trots maak op jou, dit was die Heilige Gees. Dit was die Gees van God wat ons sterflike liggame lewend maak. En hoe meer jy hom begin herken, hoe meer bewus raak jy van, wow, hy's hier binne in jou, binne in my. Daai gedagtes wat ek nou net stil gemaak het, is nie met my eie krag nie, dit was die Heilige Gees. En dan begin die verhouding sommer net natuurlik vloei. Pastor, is dit regtig so maklik? Ek wil verseker sê ja. Ek wil verseker. Weet jy wat die moeilike ding is om dit te uncomplicate? Dis die moeilike ding. Die moeilike ding is om weg te stap van religion af, van hierdie religious thoughts, weg te stap van die gedagte af dat dit moet moeilik wees, en te kom en te dink aan Paulus wat skryf, we have preached the gospel of reconciliation. Aan ons is toevertrou die boodskap van reconciliation, herenigheid met God, herenig met God. Something like that. En dis aan ons gegee, so hoe wil God dit doen? Daar's skrif wat sê dat ons skryf van julle niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. Dis wat die Here wil hê. Dit is so eenvoudig. Dit is so eenvoudig. Soek hom. Pastor, en ek sal met hierdie noot van my kant af afsluit. Don't complicate things as dit kom by die verhouding met die Here nie. Do not complicate things. Gaan soek hom. Soek hom in jou binnekamer, maar soek hom op die pad. Soek hom in jou vriendegroep. Erken sy teenwoordigheid. Maar maak seker jy spandeer tyd in 'n two-way conversation, in die woord en deur om met hom te praat. En dis regtig so eenvoudig. Ek dink nie ek het veel om daarbey aan te sluit nie, want dit is so eenvoudig soos dit. Ek kry 5 dankie, pastor. Wat kan 'n mens by dit sit en onthou om dit en nee, soos dis dit. Jy spandeer tyd saam met hom, praat met hom. Ek dink die ander ding is maak jou hart oop. Jy weet, ek klop. Ek wil inkom in 'n maaltyd hê saam. Dis exactly dit. So daar's 'n tipe van 'n
'n bereidwilligheid Ja. wat van jou kant af kom. Ja. Jy weet, een van my vriende het al vir my gesê, the Lord is a gentleman. Ja, Hy gaan nie inkom en afbreek en net inkom Yes. en hy wag vir jou om die deur oop te maak. So Amen. maak jou hart oop. Maak jou Yes. hart oop vir die Here, vir die Heilige Gees en in hierdie Pinkstertyd wat ons is. En Pinkstertyd is 'n tyd wat aangaan. Dit stop nie. Jou Pinkster oomblik. Ja, because it's talking about the dispensation Ja, waarin ons that's it. is. Amen. En so geniet sy teenwoordigheid. Dis van ons kant af. Baie dankie dat julle geluister het. Maak seker asseblief dat julle hierdie video like, dat julle dit share, dat julle comment op dit. Dis die manier hoe julle ons help om hierdie so ver as moontlik te kry vir die Amen. mense wat daar buite is, wat ons wil bereik deur hierdie boodskap. Amen. Amen. Amen.